Dit is vir my baie lekker om vanoggend met Jacques de Pre te gesels. Hy is die algemene bestuurder by Handel en Markte van Hortgrow. Jacques, baie welkom hier by Grootplaas. Goeiemôre. Goeiemôre. Hoe is die weer daar by julle eerstens? Sonnig vandag, maar dis maar koel hier in die Kaap. Ja? Het so 'n bietjie sneeu oor die berge geval oor die naweek van Saterdag aand af. So ja, lyk my die winter is daarom nou uiteindelik hier en 'n klompie reën ook oor die naweek gekry. So ja, ons is gelukkig. Die winter is hier, hy kan nou maar hier wees, sodat hy verby kan gaan, nê? Nee? Ja, vir die vrugtebedryf, ons het genoeg koue nodig gedurende die winter vir die bome om in voldoende rus in te gaan. So ja, ons sien uit na 'n koue winter elke jaar. Wonderlik. Jacques, vertel vir my, ons fokus 'n bietjie op die Kaapse hawe op die oomblik. Gee my net 'n algemene indruk. Hoe lyk dinge by die hawe daar by julle? Ons is nou klaar met die steenvrugte seisoen. Hy het in April klaargemaak vir die jaar Oktober begin. Ons is nou druk besig met appel en peer uitvoere en bemarking. Die appel en peer oes ook klaar afgehandel. So ons pak vir die res van die jaar uit die koelkamers uit vir al die markte, as ook die plaaslike mark. So oor die algemeen, die vorige 2 jare was treurig geweest, 'n groot frustrasie, baie geld wat verloor is as gevolg van logistieke uitdagings. Nie net in Kaapstad self of in Suid-Afrika nie, maar wêreldwyd het ons probleme gehad. En dit was alles op die rug van COVID geweest. So ons sukkel eintlik nou maar in effek vir 5 jaar al met logistiek wêreldwyd en lokaal as vrugteprodusente. Maar die afgelope seisoen het die wind ons bietjie begenadig geweest. Ons het relatief min windvertragings in Kaapstad self gehad. Kaapstad, die Houer terminaal word getuister deur die suidooster, wat dan veroorsaak dat die terminaal moet toemaak en ophou skepe laai. Ja. So ons het genadiglik min wind gehad Desember en Januarie tot in middel Februarie. En toe die wind ons weer van einde Februarie Maart af kom pak gee. Ja. Maar oor die algemeen beter deurset, beter doeltreffendheid, dinge het beter gegaan in Kaapstad self. Maar daar's nog 'n lang paadjie om te stap om uit te kom by waar ons moet wees. Hoe lyk daai prentjie van hoe dit moet lyk? Want jy sê die Kaapse hawe is vir beter, maar nog ver van goed genoeg. Wat bedoel julle daarmee? Ek dink ons was realisties geweest die afgelope 18 plus maande. Ons het deurgangs ons produsente, uitvoerders in die bedryf ingelig en gewaarsku dat die volgende 18 maande, wat nou so half op 12 maande is, gaan moeilik wees. Ons sal ander planne moet maak. Dit het ingesluit die gebruik van Oos-Kaapse hawens, as ook, soos hulle noem, specialized reefer vessels, groot koelskepe, wat ons nie in houers laai nie. So dit het plaasgevind die vorige 2 seisoene, as ook die seisoen. Dit het natuurlik addisionele kostes, wat daaraan verbind word. Maar ja, terug by jou vraag, so vertragings is die groot ding. Ons produkte is baie bederfbaar. Ons moet veral steenvrugte moet ons pluk, pak, verkoel en op beskik kry so vinnig as moontlik en so vinnig as moontlik in die verbruiker se hande kry en aan al ons markte oor see. So vertragings was minder hierdie jaar, skepe wat korter tye gewag het om aan wal te kom, of aan kaai te kom, dat ons hulle kan laai. So ja, dit was minder vertragings geweest. Wat ons ook optimisties maak is die nuwe toerusting wat nou aangekom het in die Houer terminaal, die sogenaamde wydspeen, gaan maar die Engelse naam sê, RTG's, rubber tire gantries. Hy het so snaaks Afrikaanse naam wat ek nou nie kan onthou nie. So hulle word op die oomblik 9 van hulle splinternet as aan mekaar gesit. Hulle begin hulle hierdie week toets en die personeel opleiding gee om die nuwe toerusting te gebruik. Hulle kan teen 'n hoër windspoed werk, hulle kan tot by 90 km/h werk, waar die oues net tot so 72 km/h windsterkte kon werk. En die oues het deurgangs gebreek ook. Basies elke dag het jy gesien dat van die vloot van 24, party daar is net 17 beskikbaar. Ja. So as ons nou die 9 nuwes binne die volgende 2-3 weke in gebruik kan kry, dan kom maar nog 9 nuwes aan in Julie en dan nog 10 hier na November, Desember se kant. Gaan dit 'n massiewe verskil maak. Ja, en dis net goeie nuus. Hoe lekker is dit nie om dit te hoor nie. Vertel vir my ook 'n bietjie van nuwe verwikkelinge in die markte.
Ja, ons glo as ons die hawe kan uitsorteer met nuwe markte waartoe ons ook besig is om toegang te kry, is ons baie optimisties vir die volgende 10 jaar vir die appel en peer en steenvrugtebedrywe. Ons het vroeër hierdie jaar na ons nie toegang tot Thailand gehad het vir meer as 15 jaar weer toegelaat vir Thailand om appels soontoe uit te voer. So die eerste klomp het al hier in Maart gearriveer. Ons werk tans aan marktoegang vir steenvrugte vir die eerste keer in geskiedenis na China toe, wat hopelik ook voor die einde van die jaar afgehandel gaan word. Dit is wonderlik. So ja, as ons kyk nou hoe die FSA is nou 'n bietjie van 'n donker perd op hierdie stadium met president Trump wat mense nie weet wat met die tariewe gaan gebeur nie. Maar dis 'n mark wat baie sterk vir ons gegroei het, veral vir pruime die afgelope 3 jaar. As ook groot potensiaal en nou vir nektarines. Sê vir my net, terwyl ek die geleentheid het om met jou te gesels, hoe groot is die onsekerheid as dit nou kom by die tariewe en ons kyk na wat in die FSA aan die gang is? Hoe ervaar julle daai onsekerheid? Op 'n skaal van 0 tot 100 is dit 100. 160. Mens weet nie wat môre gaan gebeur nie, wat vandag gaan gebeur nie. Ons is nou geskarrel om die laaste klompie appels en pere gelaai te kry voor arriverings 9 Julie wanneer die 30% inskop. Maar as ook onsekerheid, is dit teen 9 Julie op 'n skip laai of is dit teen 9 Julie in Amerika aflaai? Ja. So ons druk net maar vir die worst case scenario wat 9 Julie arriverings is, maar totale onduidelikheid oor daaroor heers. En dan is daar hofsaak ook teen president Trump in Amerika self wat teen hom bevind is met die instel van die tariewe, maar daar's appel daarteen ook aangeteken. So ja, niemand weet regtig wat aangaan en wat gaan gebeur nie. Ek dink Jesus waar die gesegde inkom, ons sal maar moet kyk. Wag en kyk, nê. Nee. Ja. Jock, vertel my net van watse hawens maak julle alles gebruik? Die oorgrootste meerderheid van die produkte waarmee ons werk, kernvrugte en steenvrugte word geproduseer in die Wes-Kaap. So ons maak 80% plus gebruik van die Kaapse hawe. Ja, so is nogal afhanklik van dat dinge moet werk, nê. Nee. Totaal al, ja. Ek wil graag weet, as dit gaan by logistiek en die Kaapse hawe, hoe vaar logistiek by die Kaapse hawe as mens spesifiek daarna kyk? Soos ek vroeër genoem het, is al verbeteringe wat reeds plaasgevind het. Ons sien dit reeds deurspoel, maar daar is ook baie ruimte vir verbetering en dit sluit aan by die toerusting. Toerusting is nie net die silwer pool nie. Die werksmag se produktiwiteit is ook baie belangrik en veral terug tot by boordvlak. Moet die logistieke ketting glad verloop. En ek dink dis wat goed was die afgelope jaar wat ons met die nuwe bestuur veral van die Wes-Kaap en die Kaapse terminale baie nou geskakel het, Transnet se bestuur. En hulle het ook 'n regtige behoefte om die ketting te verstaan vanaf die punt waar hy vrug gepluk word tot hy by hulle hekke arriveer. Voorheen het hulle net gesien hier is 'n houer by ons hek en geen idee gehad wat in hom is nie, geen idee gehad van die bederfbaarheid van die produk, hoe ernstig dit is om daai houer heeltyd op krag te hou. So ja, daar's regtige bereidwilligheid van hulle kant af om die hele ketting beter te verstaan. En ek dink ook as mens kyk na hoe belangrik is die konsep van naspeurbaarheid in 'n sektor soos julle sin. Dis krities. Ons het nou oor baie jare tegnologies gewys baie gevorder. 'n Vrug wat jy in Londen op 'n supermark se rak koop en kan jy terugspeur tot by die persoon wat hom gepluk het van daai boom af. Sjoe. Dit is geweldig interessant. Ek dink veral 'n sektor soos waarin julle werk. Julle sektor, dink jy die potensiaal op die oomblik word regverdig ontsluit? As jy kyk ook na potensiaal in markte en so, dink jy daar's nog baie potensiaal wat daar lê? Definitief. Ons is besig om logistiek uit te sorteer. As dit in plek kom, gaan dit groot potensiaal ontsluit. Ons nuwe minister van landbou is baie pro marktoegang, markontwikkeling, die ontsluiting van nuwe markte, die inwin van marktoegang tot nuwe markte, maar krities ook is die behoud van bestaande markte.
en die ontwikkeling van bestaande markte. So ons as 'n bedryf, as produsente belê geweldig baie geld in marktoegang sowel as markontwikkeling. So ja, jou vraag is potensiaal, ons glo daar's nog baie potensiaal vir ons bedryf om vorentoe te gaan. En as jy terugsit en dink aan vooruitsigte vir die kort en die medium termyn wat voorlê, watse vooruitsigte is daar? As ons kyk na die bome wat tans in die grond is, en dit vat 3-4 jaar vandat jy 'n boom geplant het totdat hy begin vrugte dra. En ons doen ons vooruitskattings op wat in die grond is tans, is daar groei wat verwag word. Nie uitermate groei nie, maar ek dink gesonde groei. Maar ons het al oor die jare gesien met die sikliese aard van landbou, en dit volg uitbreiding, groei, volg direk in winsgewendheid se voetspore. So as ons nou al hierdie ander klein blokkies bymekaar kan sit, van logistiek tot marktoegang, produksiekoste onder beheer kry, beleid, regeringsbeleid in die land kan regkry en stabiel kan kry, is daar nog baie potensiaal vir groei en ontsluiting van werksgeleenthede. Ons bedryf veral is 'n groot verskaffer van werk in die plattelandse areas. Ja. En as mens nou die potensiaal en groei kyk, sal jy sê daar's spasie vir nuwe toetreders tot die sektor? Definitief. Dit is 'n moeilike bedryf. Hy vereis baie hoë kapitale insette, hoogs tegnies, gesofistikeerd, maar daar is definitief ruimte vir nuwe toetreders. En laastens vertel my sommer net, as jy moet dink op die oomblik, as ons na uitdagings kyk, wat jy beleef, ons weet logistiek en mens weet beleide en so, wat sal jy sê is die belangrikste een wat aangespreek moet word om amper 'n onmiddellike verligting te gee vir die sektor? Ek dink ons het nou genoeg oor logistiek gepraat, so dis iets waar ons, dink ek, tot 'n groot mate beheer oor het as 'n land. Ek dink 'n ander belangrike een wat by beleid aansluit, wat my punt eintlik is die private sektor deelname in regeringsentiteite, veral soos Transnet. Ja. Ons wil nie die hawens hê nie, ons wil net hê dit moet werk. Ja. Die spoorweë moet werk. Die infrastruktuur moet in plek wees, saam met stabiliteit in die land wees rondom regeringsbeleid. Of dit nou gaan oor grondbesit of tariewe of wat ook al. So ja, dink nuwe markte is ons aan die ontsluit. Soos gesê, die nuwe minister van landbou is baie sterk wat hy voel daaroor. Die ander ene wat ons kan aanspreek wat onmiddellike groot verligting gaan bring, is tariewe wat ons betaal in sekere markte. Ja. Byvoorbeeld in Indië betaal ons vir appels en pere tussen 'n 30 en 'n 50% invoertarief, waar ons kompetisie in die suidelike halfrond geen tariewe betaal nie. So dis onmiddellike een. En dan die ander een, as mens nou globaal kyk, is ook sekerheid, stabiliteit. Of dit nou gaan tussen Rusland en Oekraïne, of die Rooi See wat sluit, of China en Taiwan wat vir mekaar knor, of president Trump wat alles omverwerp, het 'n direkte impak op ons. Ja. Jacques, baie dankie vir jou tyd vanoggend. Sterkte met alles daar by julle. Ek hoop dit 'n mooi dag. Groot plesier. Dankie dat jy ingeskakel het.